Die find-out gedeelte van die grafiek is so 'n week terug begin. Vir wie? Vir die Ayatollah, wat toe nou O ja. oortollah was. Haai. Baie welkom by die episode van Net Nog Enetjie. Luister saam daar waar jy is. As jy by die huis is, skink vir jou net nog enetjie en luister saam en gesels sommer saam. As jy in die kar is, lief nie en dan maar luister gerus saam. Ja, so vandag praat ons oor net wat nou. Die wêreld is in vlamme. Wat wou, wat nou vir Amerika, wat nou vir Israel, wat nou vir Iran, wat nou vir ons. So bly ingeskakel as jy ook nuuskierig is oor wat nou, want ek dink ons is ook nuuskierig oor wat nou. Inderdaad. Hierdie is Net Nog Enetjie. Ek is Christel Cornelissen. Ek is Nico Strydom. Ek is Connie en ja. Ja, hier is ons gaste. Dis ons gaste. Ons gaste vandag op die program is Andries Pretorius. Paul Kreer. En ek het Louis Trichardt vandag. Baie welkom, menere. Dit word natuurlik geborg deur kultuurkafee.com. Baie dankie vir Kultuurkafee. Hulle het allerlei volks eie items, onder andere hierdie bierbekers en dan die gewone, jy het al gewoond geraak aan Los my volk en bier. En dan nou ook dan die nuwe reeks. Net nog enetjie is op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Baie dankie vir die bydraes wat ons gekry het op YouTube. Mense het vir ons ietsie gegee, so trek hom in die rooi. Ons is baie dankbaar. Dankie julle. En gesels asseblief saam. Sê waarvan julle hou, sê waarvan julle nie hou nie, sê as julle nie saamstem nie, maar vir alles julle saamstem. Ja, meer as jy saamstem. En jy sal sien die glase is bietjie voller, want daar was thanks op YouTube. Ja. So ons kan nou die bier Baie dankie vir ons voller glase. Ja, sy op voller glase. Of wat nou? Wat nou? Is jy bang? Dit is tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie. Ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos. Ja, so president Donald Trump het dan nou gesê die konflik daar in die Midde-Ooste en spesifiek dan nou Amerika se aanval op Iran is baie amper verby. So om dan nou te kyk, ek meen dit het nou vir wat langer as 'n week aangehou en ons het al klaar gesien hoe dit dan nou vir die ekonomie van die lande geraak het en dan ook natuurlik met brandstofpryse en goed as gevolg van die olie en daai die seestraat daar wat bietjie beperkte toegang en goed was. Frankryk wat intussen ook gesê het, hulle sal help veral daar in die seestrate as dit nodig is om skepe en goed daardeur te kry sodat die olie toevoer nie geraak word nie. Maar ja, wat nou? So ons het vir 'n week hierdie aanvalle goed nou gesien en natuurlik Iran wat die vergeldingsaanvalle gehad het op die Golflande. Hy het gesê hulle teiken net eintlik die Amerikaanse plekke in daai onderskeie lande, maar dit het definitief nie so gelyk nie. En nadat die nuwe opperleier gekies het en gesê het ons is jammer vir die ander vir hulle bure, net dan nou was daar weer aanvalle op hulle bure. So Dit is jammer, maar nie jammer genoeg. ja, so wat nou? Kom ons begin by Amerika. Wat nou vir Amerika? Staan Amerika alleen in daai opsig? Gaan Israel voortgaan met sy aanvalle? Wat presies gebeur nou? Ja, is hierdie die Einde van die grafiek, die find-out gedeelte van die grafiek, Connie, en indien wel, wie se find-out is dit? Die find-out gedeelte van die grafiek is so 'n week terug begin. Vir wie? Vir die Ayatollah, wat toe nou O ja. oortollah was. Haai. In 'n geval. Nee. Kom ons kyk wat gebeur is. Trump sê hulle is myle voor met alles. Ek weet wat hy sê, is hy? Is hy reg? Ek dink so. Militêr het hulle reg gekry wat hulle wou. Die probleem vir hom bly hy het die doelpale baie hoog gestel om te sê regime change, maar dit is baie duidelik, jy gaan nie regime change in 4 weke reg kry nie. En dit lyk of hy nou hom afbestuur na wat ons eintlik wou doen is ons wil hulle vermoë om militêre mag te projekteer in daai streek totaal vernietig. En dit is baie naby aan gedoen. Is die Iranese kom ons sê dit so, die lugmag is nou meer grondmag en hulle vloot dit nou baie meer duikbote as wat hulle sou wou gehad het.
En dan die grondmagte is nog ergens Hulle in het die, dit op die grond parkeer, dis al. ja, en hulle Ons parkeer op ons duikbote nog. ons het kyk ons het in die bodem vasgery. Ons het daar parkeer. Maar ons sinne was per ongeluk. Hulle sin lyk of dit meer doelbewus deur iemand was. En dan hulle weermag of hulle grondmagte blyk redelik verward te wees om die woestyn weg te kruip en hulle is nie seker waar daai ouens nou almal is nie en baie van hulle begin die uniforms uittrek en eerder die ou burkaatjie aantrek. Ek verstaan dit is die formele magte. Ons het verlede week onder meer daarna verwys dat wanneer die formele mag eintlik verward is soos wat jy nou sê, dan versplinter dit en dit word guerrilla groepe wat baie moeilik is om te beheer. En ja, ek dink dis die Is ons fase. nou daar? Ek wel nog nie, maar ek dink dit is as Trump hulle aangaan soos hulle nou aangaan, dan gaan jy daar eindig 10-1. En ek dink is wat hulle wil vermy, so verander die mission parameters na ons wil militêr hulle uitsorteer. Wat Rubio eintlik gesê het, is die doel hier, hy het nooit regime change gesê nie, vir interessantheid. Nee, Trump hy het nie. dit Trump het dit sommer so vandag genoem en toe dit so 'n bietjie weggeraak na dit. Rubio sê wat ons gaan doen is ons gaan hulle vermoë om 'n kernwapen te bou vernietig, maar ons gaan hulle vermoë om ons te keer om hulle kernwapens te vernietig ook vernietig. Bedoelende is hulle gaan nie vlug af weer hê nie en eintlik is die boodskap dan nou so 'n bietjie dis 'n ou wat die deur van die kroeg afgeskop het en almal al binne geslaan het en toe hy uitkom gesê het as julle Trellidor op hierdie deur sit. Rek ek hom weer af. Daai, rek ek hom weer af. Ek vat die sleutel met jou Ek vat die Trellidor. sleutel. Ek kom weer. En dis pretty much wat die Amerika se boodskap is basies, ons gaan dit weer doen. Ons sal julle weer kom uitsorteer. Net op 'n side note, die feit dat olie 120 toe gespike het omdat Iran die straat van Hormuz kan toemaak, verduidelik vir jou waarom hulle nie uitgelos gaan word nie. Is die wêreld letterlik kan nie bekostig dat 'n land met hierdie ideologie en hierdie aggressiewe regering Daai invloed het. daai tipe invloed op die wêreldekonomie het nie. Maar Iran het uiteindelik nie die Hormuzse straat toegemaak nie. Maar So is dit nou nie eintlik net hulle het dit nie gedoen nie. Het hulle gesê hulle kan Maar daar dit was ontwrigting en omdat dit so naby aan die Iranse kus is, ek meen, is daar maar uiteraard die kommer dat as jy dan nou daardeur vaar, ek meen dis waar die ontwrigting vandaan gekom het. Dit is bang vir aanvalle as jy dan nou daardeur vaar. Net in terme van die regime verandering, so wat Trump wel nou toe nou gesê het, toe hy gesê het dit is nou bitter amper verby, het hy gesê hy sou eerder dieselfde paadjie wil volg as Venezuela waar die mense wat dan nou nog daar is saam met Amerika werk en amper al so regime verandering is. Maar hy het wel gesê hy is teleurgestel dat die oorlede opperleier se seun dan nou die volgende opperleier is. Hy's 56 jaar oud en ek het gesien daar's 'n paar goeie gesê hoe hy veral betrokke was die afgelope 2 of wat dekades by veral hierdie menseregte skendings en baie in die agtergrond, maar nie betrokke nie. Ja, van interessantheid, die Ayatollah se seun is nie 'n koningshuis nie, hulle sien dit ook nie so nie. So dit gaan nie so goed af aan Iran dat hulle die seun net sommer gesalf het nie. Maar daar was dan was hy alweer oor was hy. Dit is omtrent, maar die probleem is onthou top 40 van die topleiers is dood. So hy is min of meer. So dit is nie dat ek net tweede was nie, dit is hy was wat oor was. Ja, hy is nie noodwendig Mr. Right nie, hy is meer net Mr. Left. En Okay. maar kom ons kyk, my vermoede is Trump begin dit deeskaleer sy retoriek van ons gaan hulle vernietig na alright, want ons moet praat. Ja, is 'n geleentheid. En ek vermoed die werklikheid van regime change en boots on the ground en daai goed is iets wat hy regtig graag wil vermy. En dis wat jy moet so vir Amerika. Ek dink hy is nie verkeerd as hy sê luister ons militêre doelwitte het ons amper bereik. Politieke doelwitte nie, maar hy begin dit afspeel. Ek gaan nie meer praat oor daai nie. En dit nou is die vraag wat nou vir Amerika is ek dink dat Trump loop 'n risiko in die midterms, maar hy gee so baie oor daar nie, maar sy ondersteuners het uitdruklik teen forever wars in die Midde-Ooste gestem. Want hy is baie deeglik bewus daarvan en dis hoekom hy nou begin reverse. So die is 'n paradoks want hulle hou van die militêre mag weer net bietjie jou spiere bult, dat die wêreld ook sien. Kyk, Amerika het Iran wat 'n redelike groot weermag is in 'n week en 'n half net vernietig. Daar's niks regtig oor wat hulle kan doen buiten missiele op kamele laai en hoop nie. So jy het 'n militêre mag wat regtig senior is, maar terselfdertyd as hulle 4 weke of langer as 4 weke daar gaan wees en uiteindelik as jy begin goedjies praat van soos ons gaan dalk weer diensplig moet instel vir mense om Iran toe te gaan, dit sal vernietigend vir Trump wees onder sy ondersteunersbasis. So hy het ook 'n balanseertoertjie. Hy kan nie baie lank hierdie doen nie
en toe olie spike 117 toe, dan is die Amerikaanse publiek se geduld baie kort, as daai petrolprys by hulle $1 of 2 per liter opgaan. Dan maar kom ons in, dis die vraag tereg. So ek vermoed Trump se aanloopbaan vir die ding land het korter geword en nou begin hy sê, alright, maar hang aan, ons is eintlik klaar. Ons het gedoen wat ons wou. Ek dink die Amerikaanse weermag het 'n while of a time gehad. Wel, dit is as ek daai vloot ouens was, dis die eerste keer in jaar wat jy actually met 'n duikboot 'n ander skip mag sink. Ja. Hulle wag al so lank vir die geleentheid. Nou het hulle uiteindelik die kans. Aan Iran se kant Ja, wat nou vir, as mens net kyk nou van ander rolspelers wat betrokke was, so wat nou vir Israel, so ek meen Amerika het gesê Israel het hulle in kennis gestel, hulle gaan hierdie aanvalle doen en toe het Amerika dit nou saam gedoen. Wat nou vir Israel, maar wat ook dan, so iets wat nog moeilik bereik is met die hele ding is, die ander golflande wat dan ook gesien het waartoe Iran in staat is, in die sin van, okay, maar hier kom val hulle toe nou vir ons hulle vriende sal bombardeer. Ja, so het dit ook 'n hele kopskuif moontlik veroorsaak in die Midde-Ooste en onder die golflande, oor dat ek maar Iran is regtig nie ons vriend nie en Iran gaan nie daar wees vir ons in enige ander situasie nie. Ja, as Iran hom wip, gaan hy skiet wat voorkom. Ja, so wat nou, is ons die res van die tyd bure of vriende. Wat nou in terme van Israel en wat nou ook dan in terme van die golflande. So kyk Israel se doel was om te sê ons kort 'n ander regering in Iran. Ons kort 'n ander regering wat vriendeliker is. Maar in daai geval op sig het hulle dan nie hulle doelwit bereik. Ek dink nie hulle het doelwit so 100% bereik nie. Ek dink nie jy gaan 'n regime change nie. Jy gaan teen nog die Iranese regime sê, maar hulle gaan baie kwesbaar wees vir 'n revolusie of iets as dit sou gebeur. Dit is onwaarskynlik wel. Jy het seker wel daar 'n onmiddellike bedreiging bietjie. Die onmiddellike bedreiging is minder. Waar Israel wel gewen het. En ek dink dit is jy kan dalk dit huis toe vat as jy net aan jou is. Nico verdrag is die golflande gaan nie aan Iran se kant op enige vlak wees. Hulle het aan die begin wat nog so 'n bietjie met Gaza met die aanval van Hamas, was hulle vies vir Iran, maar hulle is nou nie aktief noodwendig militêr inmeng nie. Ek dink hulle is ver weg van as Iran weer begin grom soos hierdie, dat hulle sê, alright, nee, nou is dit tyd. Ons kan nie die buurman met die voedeprobleem langs ons hou nie. Dis tyd vir 'n bietjie anger management. Ja, hulle gaan waarskynlik nie so lank duld nie. Nee, hulle gaan nie meer nie. En die feit dat Iran hulle geskiet het, wys ook vir hulle, alright, dit is weer met wie ons te doen het. Ons weet nou waar ons staan met julle. Onthou jy het hierdie paradox is Iran doen die hele tyd 'n geloofsberoep op hulle. Wat basies sê, ja, julle moet saam met die mede-moslems teen die duiwel beklei en dan skiet jy ons. En nou is dit by nee, Karel, ons stel nie meer belang nie. Veral Dubai en Qatar en daai lande wat eintlik 'n baie ander beeld begin aanneem het as die wêreldstede. Is baie ontnugter deur die feit dat daar's missiele op Dubai geskiet. Hulle gaan militêr meer spandeer en hulle het oliegeld. So. Ja, wat baie van daai lande, ek meen toerisme speel uiteraard 'n baie groot rol en as jy en dis nie toeriste nie, Nico, dis skatryk. Ja, maar ek meen ook baie mense wat in daai lande werk. Ja. Baie mense van ander lande, Suid-Afrikaners. Dit het die middelpunt van die wêreld geword. Ook die speelplek van die rykes en baie maatskappye wat van daar af werk of hoofkantoorbedryf, groot kantoorbedryf, omdat dit so sentraal geleë is. So, dit is 'n baie groot, die ontnugtering is presies die woord, weet jy sit nog vandag maar in jou own business en dan kom iets verby. So dis die ding wat ek dink by die golfstate, die penny wat gedrop het, is, onthou daar's Dubai is 'n hub vir vliegtuie. Absoluut. Geword, en jy het hierdie buurman wat hierdie alles ongedaan kan maak in 'n oomblik, as hulle wil. Ja, ek weet al was baie ontrefting by die lughawe gewees. Net alles waarvoor jy gewerk het en jy weet hulle kan nie hulle woede beheer nie soos jy sê en jy betaal die prys. So my vermoede is ek dink hulle gaan 'n langer termyn plan as Trump se kom inskop die deur af poef alright. Nee. Vat die trein op die sleutel uit weer. Erge isolasie of hulle gaan hulle kaai isoleer en hulle gaan druk sit op politieke verandering in Iran om net die luisterkerels, julle kan nie die wêreld se, want dis wat prakties gebeur het is, jy het lugreis in die wêreld gestop en jy het die olie gestop en een mal ideoloog kan dit doen. En dis niemand in die wêreld kan dit duld nie. Dis die ander deel van geval wanneer of ons klaar is met Iran. Die feit dat hulle die olieprys so kan spike beteken daar's 8 miljard mense op hierdie planeet wie direk geraak word daardeur. En een Ayatollah wat daai goeters doen is vir niemand aanvaarbaar nie. Dis hoekom Wes-Europa geskuif het, so hulle oplet van ons wil niks meer te doen hê nie. Nou, maar ons stuur 'n skip of 2. Ja. Ons sal wel help. Ons wil die olie moet vloei. So die straat van Hormuz is eintlik dan nou bietjie van 'n sleutelrolspeler in hierdie konflik gewees, want Iran beheer
daai seestraat. Hulle kan beheer toepas. So kyk, hulle het regiment Hulle kan as dit Hulle is naby genoeg. hulle het gesê hulle maak hom toe Okay. en die Hulle het dit risiko nie toegemaak nie. Hulle wou, maar hulle het nie, want die Amerikaanse vloot was nog daar, Maar niemand wil daai gevaar loop van Ja. want hulle kan. jou probleem is hulle skiet een hulle kan. olietanker Ja. met 'n missiel raak en dan stop dan stop hy dan dood vir 'n ruk en dan stop die wêreld se olie. Ja, dis 20% van alle olie gaan daardeur. Dis nie net olie nie, dis kos, dis Ja, ek verstaan. Die Ek hoeveelheid verstaan. skepvrag wat daardeur gaan is enorm hoog. So dis 'n geweldige sleutelpunt vir die wêreld se Ja. ekonomie. So wat nou? En dit beteken wel as jy kan dit seker dink jy gaan daar sit en dat die wêreld nie gaan inmeng as jy dit doen nie, maar die Weste het geen opsie. Die Wes-Europa maar Amerika ook. Jy moet beheer op 'n manier deur 'n proxy of iets oor die straat van Hormuz kan toepas. Dan Behoort die straat van Hormuz aan iemand? ek is nie seker nie. Ek dink is internasionale waters buite die kuslyne. Maar die probleem met dit is as jy 'n vloot het daar dan kan jy tegnies nou gaan moeilikheid maak. So dis baie lonend vir die wêreld om 'n vriendelike regering in Iran te hê. Verstaan. Ek is nie seker of 'n militêre operasie dit gaan regkry nie, maar ek dink die tafel is gedek. Vir Israel is dit die golfstate het skielik baie nader aan Israel beweeg, want Israel en Amerika het hulle help beskerm teen die missiele van Iran en daar sal 'n langer termyn gesprek wees oor hoe maak ons seker dat ons hierdie islamitiese ekstremiste uit regering uitkry daar, dat hulle meer Dubai moslems word wat ja, hulle vas, maar hulle hou ook maar vas aan allerlei goedjies. Hulle geniet die wêreld. Haai, dit gaan haal. Kan jy byvoorbeeld as ek nou 'n duikboot gehad het argumentshalwe, kan ek my duikboot stuur om te gaan kyk dat my olie tankskepe veilig is in die straat van Hormuz? Dis wat Frankryk, Ja, dis wat Frankryk Brittanje wat doen, en Okay. Amerika gedoen het. So dit is want hulle het 'n direkte belang daarbey dat die olie met by hulle uitkom. Ja, as jy hou van ry met goed of dis 'n groot probleem is en dit is En dis hoekom hulle 'n bietjie van 'n houdingsverandering gehad het van ons om niks hiermee te doen hê nie. Nou, dit is nie heeltemal so niks nie. ja, kyk, dis die ding is of jy dit wil of nie, as olie $120 toe gaan, dan raak alles in die wêreld duurder Ja. vir almal. Want olie is so 'n kerndeel van die wêreldekonomie. En nou moet jy jouself afvra as jy gemaklik met iemand soos die Ayatollah wat daai vlak van beheer oor die wêreldekonomie kan toepas. En Trump se antwoord was nee. So onder andere Okay, maar kan een van die Trump redes- vertrou word om soveel beheer oor die wêreld se olie uit te oefen? Ja, wel, as hy is daarom die grootste ekonomie, so ek weet nie of hy gaan dit kan beheer as sulks nie. Ek dink as Amerika die straat van Hormuz toemaak, hoekom sal hulle dit doen? Hoe help dit hulle? Nee, nou ek dink nie hulle sal dit toemaak nie. Hulle geniet olie te veel. Ja, en En ons ook. ons ook. Nee, Maar dis nou so die laaste Ek het die laaste wat nou dan in terme van Suid-Afrika, so president Cyril Ramaphosa wat tans in Brasilië is vir 'n Ja. vir 'n 2-daagse staatsbesoek en hy daar met Da Silva van Brasilië vergadering goed oor samewerking en ja, Da Silva doen nou nogal iets interessants sê en gesê het hoorie maar ons is eintlik nog als kwesbaar as iemand ons wil inval en hy weet ons moet eintlik half self onsself bewapen en self hierdie goeders doen, ook nie net by wapenverskaffers koop nie, maar onsself bewapen en Teen wie moet ons onsself President bewapen? Ramaphosa wat toe sê soos ja, julle is eintlik nogals goed in terme van lugvaart en die vloot en goed. Ons nie noodwendig nie, maar daar is goed dat ons vir julle wat kan wys. Ek is seker wat ons al gewys nie. Ons gaan hulle wys om dit nie te doen nie, maar so dit is dalk iets. Maar wat vir Suid-Afrika? So uiteraard die ekonomiese invloed, uiteraard brandstofpryse wat moontlik skerp gaan styg. ja, dit gaan skerp Ja. styg. Wat nog vir Dit praat Suid-Afrika? reeds tussen 2 en 5 rand. In terme van verhoudings, want ek meen hier gaan ons nou weer, daar gaan ons na ons BRICS maatjie toe. Iran wat ook deel geword het van BRICS. China, Rusland, Wat Trump wat stil was, né? gesê het BRICS is anti-Amerikaans. So ons gaan nou hierso voort. So wat nou vir Suid-Afrika? My Het hierdie kommer nuwe vir goed- wat nou is danksy ons bande en ons vriendskap met 'n land soos Iran en ons het daai vriendskap baie duidelik gemaak, Ja, ja. Nico, is ek baie bang ons is op Connie se jy's laag op my lys, maar jy's op my lys. En ek is baie bang as meneer Trump sê ons is nou Iran is op ons lys, maar hy is nou weer laer, dan skuif ons dalk so klein bietjie boontoe. Ja. Ons het dit baie duidelik gemaak dat ons nie 'n vriend van die FSA is nie. Ja, en Ramaphosa was ook voor die besoek aan Brasilië was hy in Amerika gewees vir daai Jesse Jackson se graf. Maar was in Chicago gewees en ek het gesien daar's baie skerp kritiek gewees want dit sê jy kom hier waar jy Amerikaanse vryhede geniet.
en nou kritiseer jy ons. Die res van die tyd kan jy geen goeie ding eintlik sê nie. Daar's dan sê jy soek nog steeds 'n ooreenkoms en Ja, hulle het so meanwhile back at the ranch, hier is my goeie vriend Iran en hou op om so lelik met hom te wees. ja, Was lekker hier in Chicago, maar ek moenie. ek dink ons het doeltreffend deur vir Kiele het ons Iran se handjie vasgehou deur hierdie moeilike tyd waardeur hulle is, maar ons Baie is doeltreffend. alweer handjie vasgehou het. Die stilte van China, Rusland en so voort is ook kenmerkende deel. Trump het gesê, Putin het aanvanklik gesê nee man, luister, diplomatieke oplossings, het hom gebel en toe vir hom en toe vir hom tips gegee op hoe kan die oorlog vinniger eindig, wat ook hysteries snaaks is. So Julle moet praat, ek meneer. aanvaar Putin is net besig met hy skuif na komediant toe basies. Wat gaan, alright, luister, ek het 'n 3-dag oorlog in 4 jaar verander. Kom ek leer jy. Hy die opperleier, die nuwe opperleiers aanstelling het hy ook verwelkom. Ja, Hy het gesê steen gegee. Presies dit. So met ander woorde, van Suid-Afrika se kant af, die eerste ding wat kom, ongelukkig, die rand het verswak en die petrolprys, die oliepryse is op. So ons gaan 10-1 vir hierdie week en 'n half, 2 weke wat ons onder verhaal, gaan jy kyk na 'n stewige petrolprysverhoging einde van die maand. 2 na 3 rand as ons gelukkig is. As jy aanhou 4 weke dan gaan ons praat van 4 na 8 rand per liter. Wat gaan met jou gaan gebeur? Kan iemand dalk net weer vir meneer Trump vra om nou klaar te maak? Maar is dit die Sê, deel ons vra regtig mooi. is dit die deel wat ons regering nie verstaan nie, dat ons is hierdie oop ekonomie. So alles wat rondom ons gebeur, het hierdie geweldige invloed op ons ekonomie. Ja, die wêreld is groot, maar die wêreld is klein. En dan sal jy net voortgaan in plaas van om net sake te probeer beredder en die invloed te versaag, sal jy eerder net die teenoorgestelde rigting inskiet. Of Nico, en vrede. Los ons net daar uit. Ja, bly net stil. Ek is 'n groot voorstander van wêreldvrede. Maar kan ons net kom ons los dit Maar maar. dit is stilback se heelback. Maar dit is presies, kan ons net So, dis wat daai die ding is, strategie vir 'n rukkie volg tot ons okay is hierso. Ek dink nie hulle kan nie, want hulle beskik nie oor die vermoë. Hulle kon nie, hulle wil nie. Hulle wil nie. So ons het Iran baie hard gebek. Ek dink nie Amerika gaan dit vergeet nie. Die vraag wat kyk die tricky deel is, ons is net aan die verkeerde kant weer. Is soos met Venezuela, die wêreld was al geskok oor die feit dat Maduro skielik 'n Amerikaanse burger word, maar was nie so ongelukkig dat hy weg is nie. En dieselfde met Iran, is Wes-Europa het nie gegaan, dis verkeerd nie. En NAVO intendelijk al gegaan. Weet jy, iemand moes dit doen. Ons is nie, dit was 'n probleemstaat en ons Bly dit was nie wat ons om- nie, maar iemand moes. Ja, dis bly dit was nie ons nie. En Suid-Afrika het in al daai gevalle vol hierdie lande gebek waar dis aardige mense in kort. Vir ons beteken dit petrol gaan op, wat impliseer ons kyk na inflasie wat weer hardloop, jou kos gaan duurder word. Ek sou nie daarop reken dat rentekoerse nog gaan afgaan nie. Hulle gaan omtrent in dieselfde hou, selfs 'n bietjie lig om die inflasievrees aan te spreek. So ons is uitsonderlik kwesbaar. Wat ekonomies betref. In hulle verdediging wel, die ANC kan nie vreeslik baie doen om die olieprys te reguleer nie. Ons het nie beheer oor daai op enige vlak Ek nie. verstaan kon nie, maar Jy ek kan kan stil wel- bly oor ander. Jy kan stil bly dat ons nie verder ekonomiese skade in die randverswakking dink ek is meer omdat beleggers kyk ook na alright, hy het nou hierdie ou redelik bloed neus geslaan. Wie's volgende en ons staan langs hom. Ek Nee. Ek back my vriend Ja, in ek kan dood. iemand nie wil 'n vlaggie gee om te sê. As jy nog 'n Ayatollah wil Nee, doodmaak, ek moet jy nie. deur my. Daai tipe situasie. Ja. So nee, ek dink nie militêr is op pyn vir ons op pad nie. Wat wel ek in daai gesprek in Brasilië, dit is ongelooflik hoe die ANC goed uitvind wat die res van die wêreld al lank weet, is ek dink hulle vir die eerste keer besef hulle is 'n jokkie in leeuwêreld. En dit is die ouens is bereid om ons te byt. En wat doen ons nou? Want die idee, as jy dink, kyk, Iran is baie ver voor ons militêr. Die idee dat ons enige hoeveelheid spandering kan doen om weerbaar te wees teen feitelik meeste lande, selfs ons buurlande dink ek gaan vir ons 'n probleem wees. Is lagwekkend. Maar dan is die logiese oplossing, jy moet dit met die beursie doen. Ja, jy kan nie met die bom dit nou doen nie. Ja. En dit impliseer jy moet onderhandel, jy moet dringend 'n deal kry. Work die smarter, mense? not harder. Maar hulle kan nie. Die ideologie vang hulle vas by hulle vriende en die ander ding is 'n sterretjie en ons sê altyd kan dit nie bewys nie. Maar Ek kom maar weer met die teorie. met die teorie, maar ek dink kyk die ANC het 'n mystery donor gekry wat vir hulle so 400 miljoen rand geskenk het. En meeste van hulle Ons gaan nie name noem nie, militêre, maar hulle is ja. onlangs deur die FSA in Israel hulle is aangeval. onlangs, wel ons Okay. weet nie wie die is nie.
Ons kan dit niks bewys nie. En hulle het En die na ANC se bewering 'n geld- paar eerande Ja, geskenk. dit ek glo 'n paar rande geskenk en die ANC se geld is weer op en dit is 'n verkiesingsjaar en ek dink hulle skenker mag dalk kom ons sê moeilikheid getref het. Ja. Miskien is hierdie anders net dan nou stuiptrekkinge van 'n bevrydingsbeweging wat sy besig is om sy regtig sy einde te bereik. Dis wat ons al 'n paar keer gepraat het, daai 30 jaar juk Hulle dis wel is ja. in Afrika wat 'n bevrydingsbeweging se raakleeftyd is. So dit is so paradoksaal soos dit mag klink. Trump vir die Ayatollah uithaal mag teen beteken dat die ANC onder 30% val in die munisipale verkiesing. So die wêreld gekoppel is aan mekaar. So ek dink hulle gaan 'n baie moeilike verkiesingsveld toe gee as hulle nie 'n mystery donor kry nie. En Alle sterkte vir hulle in die verkiesing. alle Nothing for nice sterkte. people. Dit is hoe ons voel. Vir ons die gemiddelde publiek. Ek dink is eintlik nou tyd vir 'n rant for my life. Ja. Ja, dit is tyd. Vir die ANC bedoel. Kom ons hoop as jy net een ding reg kry, dit versnel die sterfte van die ANC, dan is dit vir ons die moeite werd dink ek.